Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, vir die goedheid. Dankie vir die voorreg om saam te wees vanmôre. So ons harte oopmaak om te ontvang dit wat U vir ons gee uit die woord uit. Dankie dat U teenwoordig is hier by ons. In Jesus naam. Amen. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie in die woord delf vanmôre. My titel vir oggend is jou verhouding met sy woord. Jou verhouding met sy woord. 'n Mens moet 'n verhouding hê met die woord. Amen. En kom ons begin in Johannes 14, Johannes hoofstuk 14, en ons lees eers vers 1. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Baie belangrike ding wat Jesus vir ons daar sê. So, is 'n opdrag wat die Here Jesus vir ons as sy kerk gee, is laat jou hart nie ontsteld word nie. So, wat maak jou hart ontsteld? Jy besluit of jy jou hart toestemming gaan gee om ontsteld te raak, né? Vers 6 en 7 van dieselfde hoofstuk, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En vanaf nou af ken julle hom en het julle hom gesien. So Jesus sê vir ons, as julle my gesien het julle die Vader gesien. Amen. Ek en die Vader is een, né? Gaan ons aan vers 27, ons ken al daai vers 27, ek gaan net so 'n paar hoogtepunte van die hoofstuk voor ek indelf. Vrede laat ek julle na. Julle ken mos daai versie. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Amplified sê, peace I leave with you. My own peace I now give and bequeath to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your hearts be troubled. Neither let them be afraid. The Amplified says, stop allowing yourselves to be agitated and disturbed. Stop allowing yourselves to be agitated and disturbed. And do not permit yourselves to be fearful and intimidated and cowardly and unsettled. Do not permit yourselves. Stop allowing yourselves. Do not permit yourself. So jy kan jouself vasvat. Jesus sê so. Amen. Ons kan onsself vasvat. Ons kan sekere goed toelaat en nie toelaat nie. Ons kan sekere goed permit en nie permit. En ons weet die koninkryk van God is aan die binnekant van ons. Dit het ons al baie keer gesien, hè? Matteus 6 vers 33 sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. En die Lukas 17:21 sê, die koninkryk is in ons. As ons die koninkryk soek en die geregtigheid van die koninkryk, dan gaan dit oor dinge wat binne in ons is. So Jesus deel met wat binne in ons is, en hy sê vir ons, hy leer vir ons, dat die dinge wat met ons gebeur, het te doen met wat in ons gebeur. Dit is revolutionêr. Die wêreld dink glad nie so nie. Die wêreld dink anders, hulle dink wat met my gebeur, veroorsaak wat in my gebeur. Jesus sê wat in jou gebeur, veroorsaak wat met jou gebeur. Amen. As ek myself kan toelaat om ontstel te wees, of myself kan nie toelaat om ontstel te wees nie, dan is ek besig om 'n koninkryksding te doen. Wat ek toelaat aan die binnekant, gaan bepaal watter effek ek gaan sien aan die buitekant. Dis hoe die koninkryk werk. Vers 23 en 24 van, ons is nog steeds in Johannes 14. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Bewaar is meer as net ontvang. Amen. Party mense is nie eens oop om die woord te ontvang nie, maar jy kan die woord ontvang, maar nie bewaar nie. En dan dink ons aan Markus, ons gaan nou weer kyk na Markus 4, waar hy praat van die grond en die saad, né? Maar jy moet die woord, hy wat my liefhet, sal my woord bewaar. Jy sal met die woorde doen, wat jy doen met die persoon. Daar is nie onderskeid nie. Hoe jy my woorde hanteer, is hoe jy my hanteer. Hoe jy my woorde ontvang, is hoe jy my ontvang. Amen. Jy kan nie sê, maar ek is so lief vir jou, maar ek haat jou woorde. Dit werk nie so nie. Jou woorde en jou woorde is 'n ekspressie van jou. As iemand jou woord lig ag, dan ag hulle jou lig. Maar as iemand jou woorde swaar en belangrik ag, dan ag hulle jou swaar en belangrik. Is dit nie waar nie? Nou Jesus sê dieselfde ding. Hy sê, wie my lief het, hy wat my lief het. Wat is die eerste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê. Hy wat my lief het, sal my woord bewaar. Maklik om te sien. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hoe wie van julle dink as Jesus en die Vader by 'n woning maak, kan dit net goed gaan met jou. Dit kan net beter gaan. Amen. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is die van die Vader my gestuur het. Ons het hoofstuk 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle,
Sy julle vra net wat julle wil hê, julle sal dit verkry. As julle in my bly, en my woorde in julle. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in die liefde van my. Om in hom te bly, sê Jesus vir ons beteken om in sy liefde te bly. En hy verwys spesifiek na die liefde wat God vir my het. Daar's liefde kan in verskillende rigtings vloei. Dit kan van God af kom na my toe, dit kan van my af kom terug na God toe, en dit kan tussen ons vloei. Maar die liefde wat hier verwys word, is die liefde wat van Jesus af, van God af na ons toe kom. Hy sê, as jy in daai liefde bly, wat beteken dit om in die liefde te bly? Hy sê vir ons wat dit beteken in 1 Johannes, hoofstuk 4. Kom ons kyk, klein Johannes, dieselfde ou wat praat, né? Dieselfde openbaring moet verder vloei. En 1 Johannes 4, as begin by vers 7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Die liefde is uit God, en elke wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Kyk nou mooi, hy sit eers die rigting neer. Die liefde van God tot ons. Dis nie van ons tot God of ons is mekaar nie. Dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het. Hy kan ook so sê, hierin is die geheim van die liefde. Hierdie liefde is 'n kragtige krag. En hier is die geheim daarvan. Hier kom die geheim daarvan. Die geheim van die liefde is nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het. Dis die geheim. En sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Nou, vers 16, eintlik vers 14 eers, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons het, dis nou daai liefde wat ons nou van praat, leer ken en geglo. So om in hom te bly, beteken om in sy liefde te bly. En om sy liefde te bly, beteken ek moet daai liefde leer ken en glo. Dis eenvoudig, né? Ek moet dit glo. Ek moet myself, my gedagtes vernuwe. Julle ken Romeine 12:1 en 2. Dat ons lewens kan transformeer deur ons denke te vernuwe, né? As jy rondom jou kyk, jou omstandighede word bepaal deur hoe jy dink. En baie keer word hoe jy dink bepaal deur die omstandighede. Jou omstandighede, vandat jy 'n kind was, hoe jy groot geword het 'n sekere gedagtepatroon neergelê. En jy dink nou so. En hoe meer jy so dink, hoe meer lê jy dit vas in jou lewe, dat dit so sal wees. Jy is in staat om jou hele lewe te transformeer, as jy kan jou gedagtepatroon verander. Die dwaas wil nie sy gedagtepatroon verander nie. Die dwaas sê vir jou, wat is verkeerd met my gedagtepatroon? 'n wyse man, die boek van Spreuke sê 'n wyse man is oop vir korreksie. Die dwaas word kwaad as jy hom korrigeer. Die dwaas is nie oop vir korreksie, glad nie. Moenie 'n dwaase mens korreksie gee nie. Hy gaan jou net byt. Gee 'n wyse man korreksie en hy gaan dankbaar wees teenoor jou. Ek het nou die woord aangehaal, dit staan net so in Spreuke, né? Wie is jy? Dis nie altyd lekker om korreksie te kry nie, maar as ek besluit ek gaan 'n wyse man wees, dan gaan ek ook wees vir korreksie. En baie keer kan kritiek wat ek ontvang dalk misplaas wees. En dit mag wees dat 99% van wat die persoon gesê het nie is waar is nie. Okay? Maar 'n wyse man gaan soek vir die 1% wat waar is. Amen. Jy is bereid om jou gedagtepatroon te verander. Nou, die spesifieke area wat hy hierso vir ons sê, is om ons gedagtepatroon te verander aangaande God. Aangaande ek het die liefde wat God tot my het leer ken en geglo. Die godsdienstige wêreld, hulle glo nie werklik in die goedheid van God. Hulle glo dat alles wat met hulle gebeur is die wil van God. En dit is onmoontlik. Dit is onskriftuurlik. Want die wêreld waarin ons leef is boos. En God is nie boos nie. Amen. En dit is hoekom hy Jesus gestuur het as ons redder. Galasiërs 1 vers 3 en 4. Wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Daar's God se wil. God se wil is dat jy uitgered moet wees. Hy het die pad gemaak, en om dit moontlik te maak vir my en jou, het hy homself gegee. Hy het letterlik alles gegee wat hy gehad het, om vir jou pad te maak, sodat jy gered kan word uit die teenwoordige bose wêreld. Want niks in hierdie wêreld is vir hom aangenaam, dit is vir hom boos. Gebrek, siekte, die vloek is nie goed vir God nie. God is nie 'n God, hy gebruik ook nie gebrek, siekte of die vloek.
Dis nie, hy en die duiwel werk nie saam nie. Ons God is 'n goeie God. Wat het Jesus gesê in Johannes 10 vers 10? Hy het gesê, ek het gekom, hy sê die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe kan hê, dit in oorvloed. As jy dit glo, dan glo jy die liefde. En as jy die liefde glo, dan bly jy in sy liefde. En as jy in sy liefde bly, bly jy in hom. Hy het gesê, as julle in my bly, en my woorde bly in julle, jy bewaar dit, jy hou dit vas, dan sal jy vra net wat jy wil hê, en jy sal dit kry. Nou dit kan die godsdienstige mense glad nie hanteer nie. Dis 'n blank check, man. Maar die voorwaarde is, jy moet in hom bly, en hy moet in jou bly. Jy moet in sy liefde bly, jy moet die liefde wat hy vir jou het, ken en glo. En dan moet jy sy woord bewaar, sy woord moet in jou bly. Jou verhouding met die woord. Nou, ons ken almal Romeine 10. Kom ons gaan weer na Romeine 10 toe. Belangrike deel, Romeine 10. Kom ons gaan hou jou plek in Romeine 10. Gaan net eers vir my terug weer na Johannes. Ek het een ding wat ek wil wys daar. Johannes 14 vers 30. Onthou hierdie deel van Johannes 10 se kant af tot aan die einde is 'n paar weke. Hierdie is Jesus se laaste woorde. Johannes 14 is deel van sy laaste woorde voor hy gekruisig is. Okay? Dis hoekom hy sê, daar waar hy sê, my vrede laat ek julle na. Die letterlik is, ek bequeath dit. Ek gaan nou, ek gee vir jou iets, my vrede. Vers 30. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom, en net aan my niks nie. Die Engels sê as volg, and yet in me, he has nothing. Ander vertaling sê, there is nothing in me that belongs to him. Wat is in jou wat ingang kan vind in jou, wat die duiwel in sal belangstel? Hy stel belang in woorde. Jy sien, woorde is geestelike krag. Woorde en gedagtes. Wat sê die woord in 2 Korintiërs 10? So ons moet elke gedagte gevangen neem. As ek nie die gedagte gevangen neem, wat doen die gedagte? Die gedagte vind ingang. 'n Bose gees sal gedagtes bring na jou toe. En nie een van ons is exempt nie, okay? Solank jy in die aarde bly. Hy gaan vir jou gedagtes gee oor jou man en jou vrou. Hy gaan jou gedagtes gee oor jouself. Hy gaan jou gedagtes gee oor jou finansies. Hy gaan vir jou gedagtes gee oor jou omstandighede. Okay? Hy mag nie toe kom en bijvoorbeeld vir jou sê, maar jy is 'n flop, whatever. Klink net soos die duiwel, né? Die duiwel sê vir jou, jy is 'n flop. Nou goed, wat is dit? Dis woorde, en dit bring gedagtes. Nou wat sê die woord moet ek daarmee doen? Ek moet dit, is jy 'n flop? Kan ek vir enigeen vra, is jy 'n flop? Dink jy die Heilige Gees gaan vir jou sê, jy is 'n flop? Nee, dis 'n oomboektoets hoor. Dis nie die Heilige Gees met jou praat nie, okay? Dis 'n bose gees. Ek en jy het die werk om ons gedagtes te vernuwe. Dis die werk wat die Here vir ons gegee het. Ons moet ons gedagtes vernuwe. Ek moet gedink, ek moet ingrafeer in my gedagtes om te dink in lyn met hom en met sy woord. Wat sê sy woord is hy? As jy nie eens weet wat sy woord sê is, dan gaan jy 'n probleem hê. Sy woord sê, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God in hom. Halleluja. Dis nie 'n flop. Amen. Die woord sê in 1 Johannes 3, geliefdes, wat is ons nou? Wat is ons nou? Ons is die seuns van God. Manlike en vroulike seuns van God. Amen. Dis wie jy is. So as daai gedagte kom vir ek is 'n flop, dan weet jy twee dinge. Jy weet, okay, daar's 'n bose gees wat dit bring. Nou, as jy nou 'n bietjie savvy is, en jy het al 'n bietjie in die kerktyd spandeer, dan gaan jy weet, okay, hierdie is nou die Here. En wat gaan jy doen? Jy bind hom, né? Jy sê jou bose gees, jou vieslike stink ding, weg is jy. Uit met jou, ek bind jou in die naam van Jesus. Maar jy moet 'n tweede ding doen. Jy moet ook die woorde antwoord. Want anders gaan die woorde sirkel om jou, probeer ingang vind in jou. As daai woorde ingang vind in jou, dan het die duiwel iets in jou. Wat het hy in jou, wat hy geplant het? Hy probeer goeders plant in jou. Want hy weet jou hart is grond. So jy moet die woorde antwoord. Jy sê, ek is nie 'n flop, maar ek is 'n geseënde en 'n geliefde van die Vader. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. In my lewe is daar net voorspoed en geen teëspoed. Amen. Jy antwoord die woorde. Jy stop die woorde. As jy dit konstant doen, as jy dit, dan gaan jy op 'n punt kom waar die duiwel niks in jou het. Dan kan jy ook sê wat Jesus gesê het. Hy het niks in my gevind nie, want wat het hy probeer doen met die versoeking in die woestyn? Hy het vir hom 'n gedagte gegee. As jy die seun van God is, sê vir die klippe om brood te word. So wat was die ware aanvalshoek van daai ding? Dit was 'n gedagte. Dit was twyfel in jou identiteit. Hy wou Jesus laat twyfel of hy werklik die seun van God is. Dis nogal rof, né?
As jy daaraan dink. Smith Wigglesworth het gesê, as die duiwel vir jou sê jy is nie 'n kind van die Here nie, is dit 'n goeie teken jy is. Amen. So ek kan nie hom toegang gee tot my innerlike wese nie. Ek besef ek is 'n koninkrykspersoon. Ek leef van die binnekant af buitekant toe. Wat in my is heilig. Wat in my is belangrik. Wat in my is alles. Ek bewaar my hart, Spreuke 4, meer as alles wat bewaar moet word, want uit my hart uit vloei die kragte van die lewe. Ek kan nie leef volgens wat ek met my oë sien nie. Aardse mense leef volgens wat hulle oë sien. Hulle kyk na die omstandighede draai negatief. Die omstandighede sal altyd negatief draai, een of ander tyd. Maar jy kan besluit of daai negatiewe draai van die omstandighede jou negatief gaan maak. Amen. En of jy die omstandighede gaan aanvat. Nou Romeine 10 vers 8 praat hy juis hieroor. Sy het daai deel waar Jesus gepraat het in die evangelie van die een wat sy huis op die sand gebou het. Die ander het sy huis op die rots gebou. Hy sê die een wat sy huis op die rots gebou het, het diep gegrawe en 'n goeie fondament neergelê. Nou die storm het al twee huise getref. Die feit dat die storm die huis getref het nie onderskeid gemaak tussen die een wat die fondament gehad het en die een wat nie die fondament gehad het. Die storm het gekom, maar die uitslag was anders. Die een wat op die sand was, is weggevat. Die een wat op die rots was, kon hy nie beweeg nie. Hy kon hom nie beweeg nie. Amen, want hy was op die rots. Wat is die rots? Openbaringskennis van die woord. Hierdie ou het gaan staan op die woord. Hy het gesê, ek het my doel in die lewe is op die woord te staan. Ek gee nie om wat kom nie, ek gee nie om wat nie kom nie. Ek staan op die woord. Dis my manier. En solank ek op die woord staan, nou ja, dan partykeer as jy op die woord gaan staan, kan die aanslag nog erger word. Jy weet toe daai drie vriende van Daniël vir die koning gesê het, ons gaan nie buig nie vir jou nie. Wat het die koning gedoen? Hy het hulle so gekyk en sê, "Jesus, hierdie ouetjies lyk nog oortuig van hulle saak. Ek dink hulle twyfel in my oond of my oond nie warm genoeg is nie. Maak die oond 7 keer warm." Die feit dat die oond 7 keer warmer geword het, het nie enigstens verander aan wat hulle gesê het nie, en wat hulle gedoen het. Die oond was so warm dat die ouens verbrand wat hulle ingegooi het. Maar hulle is daar uit, hulle het nie eens geruik na rook nie. Die Bybel sê hulle het nie, jy kon nie eens rook ruik aan hulle nie. Halleluja. Maar hulle het gestaan. En toe dit 7 keer warmer word, wat doen hulle? Selfde ding wat hulle nog gedoen het om hom 7 keer warmer te maak. Net aan hom. Wat sê Paulus in Efesiërs 6? Want ons alles gedoen het om te staan, staan. Dis al. En die duiwel sal vir jou sê, wat as ek jou doodmaak? Daar's geen beter manier om dood te gaan. Die beste manier om dood te gaan is in geloof. Ek wil nie in die duiwel aankom besig om ongeloof in my mond te laat kom nie. Amen. Maar ek verseker jou, die Here sal jou nie teleurstel nie. Die Here, dit is sy vreugde. Dis na in sy hart. Hy sal oor 100,000 mense gaan om een te ontmoet wat in geloof staan. Want dit is skaars. Amen. Maar dit gaan nie skaars hier wees. In ons kerk gaan die skaars groepie wees. Almal van ons gaan daar staan. Amen. Halleluja. Nou Romeine 10:8. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Wat sê dit? Dit verwys na die geregtigheid wat uit die geloof is. Nee. Hy sê, wanneer ek hierdie openbaring in my gees ervaar, ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek was 'n sondaar. Ek is wedergebore. Die bloed van Jesus het my skoon gewas. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. En dis ek. So, as ek dit as openbaring as vasdrapplek gebruik, dan kan ek sê, naby my is die woord. Ek staan volmaak vir hom. Al wat ek hoef te doen is die woord in my mond in te sit. En die woord in my hart. Die woord gaan van my mond af in my hart in. En van my hart af terug in my mond in. Amen. En dan is ek besig om krag vry te stel. Want in daai woord, ek mediteer die woord. Josua 1 vers 8. Kyk, vers 17, voor ons te draai. Vers 17 sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ek hoor my eie mond praat. My ore hoor dit gaan in my hart in en dit produseer geloof. Wanneer ek kos eet aan 'n tafel, produseer die kos energie in my liggaam. Ek het energie nodig vir my liggaam om te funksioneer. Wanneer ek die woord eet, produseer dit 'n krag met die naam van geloof. Soos dit energie vir my liggaam is, so is geloof vir my gees. Ek moet dit produseer deur die woord te eet. Geloof is nie 'n karaktertrek nie, dit is 'n produk van meditasie in die woord. Amen. So Josua 1 vers 8, kom ons lees hom saam. Hierdie wetboek, hierdie woord, mag nie uit jou mond wyk nie. Hy sommer straight to the point. Nie uit jou mond wyk, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. En dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel.
bepeins dit dag en nag. Geloof kom wanneer jy die woord mediteer, totdat jy die woord sien aan die binnekant. Jy moet die woord mediteer, kom ons kyk na Hebreërs 11. Hebreërs 11:1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien dit nie met jou buitekantste oë nie, maar jy sien dit met jou binnekantste oë. Dis wat Abraham gedoen het. Abraham het 'n prentjie gehad, soos die sterre aan die hemel, soos die sand aan die seestrand. Ek moet die woord mediteer oor my genesing, totdat ek myself gesond sien. Ek moet die woord mediteer oor my huwelik, totdat ek my huwelik gesond sien. Ek moet die woord mediteer oor my finansies, totdat ek my finansies gesond sien. Is julle met my? Meditasie in die woord vul my innerlike wese. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die woord verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan uit uitseenlike dinge nie. So jy kan ook dieselfde beginsel gebruik. Jy kan ook dinge wat gesien word in jou lewe verander, deur onsienlike dinge te gebruik. Dinge soos geloof en hoop en liefde. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, wanneer hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming, dink amper soos aanneming, sy wegneming, wegraping, het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So wat is die konteks? Sonder geloof is dit onmoontlik om weggeneem te word. Dis ek reg? Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hy is. Ek onthou dat ek gemediteer oor die versie. Hy is nou hier. Amen. En dit bring, as jy mediteer daaroor, dan bring dit bring iets in jou lewe in. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak watter omstandighede jy bevind nie. Hy is nie die groot ek was, die groot ek sal wees. Hy is die groot ek is. Hy het vir Moses gesê, sê vir Farao, ek is, stuur jou. Nie die God waaroor ons wat eendag iets sal doen na die saak nie. Of die God wat in die verlede was nie. Hy is nou hier. Deur geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin. Halleluja. Wanneer hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Vers 11, deur die geloof het Sara self ook krag ontvang. Jy sien, as Sara kan krag ontvang deur die geloof, wat kan jy deur die geloof ontvang? Krag. Wat sê Efesiërs 1? Efesiërs 1 sê, verlig die oog van jou verstand, dat jy kan weet 3 dinge, wat die hoop van jou roeping is, wie jy is, erfporsie wat jy het, en hoe groot die krag is. Dat jy kan weet hoe groot die krag is, wat beskikbaar is. Die woord sê wat vloei na die toe wat glo. As jy tyd spandeer in die woord en jy graveer in die woord op jou hart, jy bewaar dit, jy maak dit deel van jou, dis hoe jy is, dis hoe jy dink. Amen. Ek onthou toe daai woord wat die mens my geleer het van geregtigheid, 2 Korintiërs 5:21. Ek het gemediteer en dit het lewendig vir my geword. En jare later sit daar pastoor saam met my, hulle wil uit dit uitpraat. Hy sê nee, jy vat dit nou heeltemal verkeerd. Dan kyk ek om sê, ek hoor hierso. Bring jou baseballbat. Jy gaan dit nie uit my uitslaan. Maar dit is nie vir my 'n teorie nie. Dit is nie vir my 'n argumentspunt nie. Dit is vir my openbaring. Wat die Heilige Gees my gegee het. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Amen. Dit moet so sterk aan jou wees. En jy moet dit bewaar. Jy moet dit hou. Die duiwel gaan dit probeer steel, een of ander manier. Maar as jy besluit ek laat nie van my gesteel word nie. Ek is die geregtigheid van God. Maar dit is amazing. Dit gee vir jou toegang. Dit gee vir jou toegang tot enigiets. As jy die geregtigheid van God is, en jy gaan staan voor die troon, wat kan jy nie kry nie? Jy kan alles kry. Jy kan met vrymoedigheid ingaan. Sonder geregtigheid kan jy nie met vrymoedigheid enigiets doen nie. Maar ek het besef, die Here het letterlik vir my gesê, as iemand sy vinger na jou wys hy sy vinger na my. Die Here het my gesê, toe ek daai openbaring kry, hy sê, as iemand nou sy vinger na jou wys hy sy vinger na my. Amen? Want ek is nie meer
Die ou ek is nou die nuwe ek. Amen. Die nuwe mens, vrygekoop deur die bloed van Jesus. Halleluja. Die bloed van Jesus het my vrygemaak, vrygekoop. Jy moet mediteer, geloof kom wanneer jy kan mediteer totdat jy aan die binnekant die woord sien duideliker as wat jy die natuurlike wêreld sien aan die buitekant. Die woord, die binnenkantste sien van die woord moet duideliker word. Kyk 'n bietjie na 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 10 vers 7, eerste deeltjie. Hy sê kyk julle na wat voor oë is. Hy is 'n bietjie kwaai. Vraagteken. Wat is die antwoord? Jy is nie veronderstel nie. Amen. Jy is nie veronderstel om te kyk na wat voor jou oë is nie. Want as jy net terugblaai, 2 bladsytjies, jy kom by 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Dan sê hy daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Omdat, kan ons byvoeg, slegs omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Luister hoe sê Weerste vertaling. While we are not contemplating the things that are seen. Wat is contemplate? Jy sit en jy dink oor 'n ding. Nee. Wat is die definisie van worry? Jy dink daaroor. Bekommernis is meditasie. In reverse. Bekommernis beteken ek mediteer oor die probleem en ek dink, yes, man. Jy dit lyk nie goed nie. En jy dink daaroor. Jy contemplate, oordink die probleem. Die Here Jesus het jou 'n opdrag gegee om dit nie te doen nie. Jy is ongehoorsaam as jy dit doen. While we are not contemplating the things that are seen. As dit gesien kan word, kan dit verander. Amen? As dit gesien kan word, is dit onderhoorig aan verandering en onderworpe aan die magte van die Gees. En ek as 'n wedergebore kind vir die Here, as 'n koninkryksmens, het toegang tot die kragte van die Gees. Wat gesien kan word, kan verander. Daar's niks wat gesien kan word wat nie kan verander nie. Maar ek kan dit nie contemplate nie. Ek kan nie dat daai ding my gryp nie. As ek toelaat dat die ding wat ek sien my gryp, dan het die ding wat ek sien my. Maar as ek, hoe Jesus het geleef op 'n ander manier. Niks wat hy gesien het hom geskit nie. Toe hy daar van die berg afkom en daai ou pa kom rondom die seentjie met die epilepsie. En hy sê vir hom, die disippels het probeer bid, maar niks. As jy iets kan doen, sal nou nie 'n verleentheid vir jou wees nie. As jy iets kan doen, jy weet. En wat sê Jesus vir hom? Wat dit dan betref, as jy kan glo. Maar wat doen die duiwel net toe Jesus nader stap? Wat doen hy? Hy gee hom 'n doesie aanval. Ja, 'n doesie ene. Hy wip sommer so op die grond. Hoekom? Wat jy kan sien. Hy probeer hom trek in die sintuie. En wat doen Jesus? Hy worry nie oor nie. Jy sien, hy was so in die vloei van sy gees, dat dit wat hy gesien het, dis dieselfde met Petrus, toe die golwe groot raak, toe dink hy, nou kan ek nie meer op die water loop nie. Ek kan op die water loop as die water kalmer is. Jy weet nie dat al op die swembad gaan loop. Hy is heeltemal kalm, né? Maar Petrus het op die water geloop. Dis eintlik amazing. Maar sy sintuie het hom uitgetrek. Jy sê, jy kan nie toelaat dat jou sintuie oor jou heers nie. Jy moet ophou kyk wat vir oë is. While we are not contemplating the things that are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Kom ons gaan nou na Markus 4. Markus 4, vers 11. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die geheimenis van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. Hier is geheimenisse, mense, die Here Jesus gee vir ons geheimenisse, vir die wat dit wil hê, vir die wat hulle harte oopmaak, om dit te vat, van die koninkryk te ken. En die wat buite is, kyk, sien nie, hoor en verstaan nie. Vers 13, hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenisse nie, van die saaier. En hoe sê hulle al die gelykenisse verstaan? Dan gee hy die sleutel tot die gelykenis. Hier kom dit nou, die sleutel. Die saaier saai die woord. Die woord is so saad. Jou hart is grond. Dit is Openbaring. Jou hart groei uit die hart, uit die goeie mens, uit die goeie skat van sy hart, spreek goeie woorde en goeie dinge gebeur in sy lewe. Matteus 12, né? Dis hoe dit werk. Jesus het dit geopenbaar aan ons. Dis hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word. Sodra het gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Hoekom? Hy nip hoor, hy nip kwaai. Die sweet staan op sy voorkop uit. Dis hierdie saad gaan posvat in daai hart en die Satan geen antwoord nie. Hy het geen antwoord in die woord nie. En hoe steel hy die saad vinnig? Hy bring aanstoot. Dis sy eerste wapen, aanstoot. Iemand wat die hele tyd maklik aanstoot neem, jy is 'n target vir die duiwel. Liefde neem die aanstoot nie. Liefde kyk 'n ander ou se foute mis.
Die ander kan lelik vir jou kyk, jy sien dit nie eens raak nie. Hoe meer touchy jy is, hoe makliker teiken vir die duiwel is jy. Besluit vandag, die Here Jesus het my iets geleer vandag. Ek is nie touchy nie. Amen. Ek glo die hele tyd die beste van almal om my. Amen. So as ek nie aanstoot neem nie, dan moet ek die eerste hekkie oorkom. Nou volgende, net soos hulle beweeg op rotsagtige plekke gesaai word, as hulle die woord hoor wat dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie, ons net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Die opinie van mense kan belangriker vir jou wees as die woord. Wat sê jou pelle? Nou, party van ons is sekerlik makliker hang af van jou persoonlikheidstipe. My persoonlikheidstipe is okay. Ek het nie 'n saak met wat die pelle sê nie. Ek sal vir die pelle sê wat hulle moet dink. Hulle gaan nie vir my sê nie. En dis almal my losse stuk okay. Ek is happy op my. So dis net my persoonlikheid, maar ek is skaars. Nou die meeste van ons soek daarom so 'n bietjie ander ouetjies wat net saam met ons gaan. Dis hoekom ons moet uitreik na mekaar. Ons hande op mekaar sit. Sê man, jy dink dalk jy's alleen, maar jy's ander mense wat ook glo soos jy en ons steer vir jou. Amen. Dis belangrik. Dan kan nie soos ek wees en dan sou ons nêrens gekom het. Ons kort al die verskillende persoonlikheidstipes. Die Here het ons so gemaak, né? Maar moenie dat die opinie van mense jou van God. Moenie is dat's mense wat die plan van God vir hulle lewe mis ter wille van familie. Moenie familie kies bo die plan van God nie. Die familie sal kom. Hulle sal regkom. Die Here sal hulle bring waar hulle moet wees. Kies jy God eerste, sit die familie tweede. Die familie sal kom. Maar as jy agter die familie aangaan, jy mis die plan van die Here, dan jy die familie geen guns aangedoen. Jy kan nie die plek van die Here vat in die familie se lewe nie. Amen. En hulle wat weer in dorings gesaai was, hulle wat die woord hoor en die sorge van die wêreld, die verleiding van rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge. Die een vertaling sê dit so mooi, sê attractions of other things. Daar's other attractions. As jy al gestap by 'n plek of 'n toeriste geleed, dan sê hulle attractions. Daar's sekere attractions in hierdie plek. Dan moet nooit 'n attraction wees wat jou woord tyd steel nie. Tennis, rugby, sport kyk kan 'n attraction word wat jou woord tyd steel. Ek sê nie ons kan nie 'n rugby game kyk, natuurlik kan ons 'n rugby game kyk, maar dit moenie jou alles wees nie. Dit moenie voor die woord kom nie. 'n Goeie beginsel is sit die woord eerste. Ek is lief as ek opstaan en môre, eerste wat ek doen is die woord. Eerste, ek sit hom eerste. En ek perkuleer hom die hele dag lank. En ek check myself. Mens kan maklik weggetrek word aan verskillende belangstellings, verskillende dinge. En dit naderhand verdof die woord so 'n bietjie. Dan is dit dan weer klaar. Okay, daai ding dis dalk 'n legitimate ding, is niks verkeerd mee nie. Maar dit kan net nie so belangrik word dat dit die woord se plek invat. Dan gaan ek uitloos. Ek gaan uitloos, die mense om my gaan uitloos. En ek gee 'n gap vir die Satan. Ek gaan nie 'n oes kry nie. En ek is primêr hierso om hierdie woord te groei sodat daar 'n oes kom. Ek is 'n koninkryksmens. Soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Moenie verlei word deur hierdie dinge. Al is dit 'n goeie ding dat dit die plek van die woord uitvat. Sorge. Onthou wat Jesus gesê het, my vrede laat ek julle na. Jy moet die hele tyd jou gees prime. Wat is 'n goeie woord vir prime in Afrikaans? Jy moet jou gees stimuleer. Jy moet jou gees stimuleer om in vrede te bly. Jy moet jou vrede stimuleer jou vrede elke dag. Stimuleer vreugde. Stimuleer jou gees om die hele tyd vreugde. Die oomblik as jy agterkom, jy het 'n moeilike besluit om te neem. Net voor jy die finale besluit neem, kry jy 'n bietjie vreugde. Die oomblik as jy agterkom, jou vreugde is nie wat dit moet wees nie. Stop en kry dit terug. Jy's altyd uit die vloei uit as jy nie in die vloei van vrede is nie. En uit die vloei van vreugde nie. Die koninkryk van God is nie in spys en drank nie, maar in geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Okay? So as ek in die vloei van geregtigheidsbewustheid is, as ek in die vloei van vrede bly, partykeer vat dit net 2 sekondes om jou vreugde terug te kry. Bly in daai vloei. Oefen dit. Oefen om enigiets wat jy doen met vreugde te doen. Dit gaan soveel makliker gaan. Jy kan skottelgoed was met vreugde. Nogal 'n revolusionêre gedagte, maar dit kan gebeur. Jy kan enigiets doen met vreugde en met vrede. Al sien jy op teen 'n ding. Daar's dalk 'n ding wat jy moet doen, jy sien op daarteen. Probeer 'n bietjie daai ding tackle met vreugde en vrede. Gee die tipe situasie dalk geen vreugde en vrede nie, maar jy bring jou eie saam. Jy het mos 'n container in die binnekant. Bring die vreugde, bring die vrede. Dis in jou. En as hulle weer die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem, ontvang en vrug dra. 30, 60, 100 vrug. Kyk ons die Here ingestel op vrug dra. As mens na baie van die ander gelykenisse kyk, dan praat hy van die talente wat hy gee, een en wie sy beïndruk met die ou wat vrug dra.
Die Here wil hê ons moet vrug dra. Soos ek voortdurend mediteer in die woord, is ek besig om my gees vol te maak. Spreuke 18 vers 20 sê, man's inner self, jou binnekantste wese, word versadig met die woorde van jou mond. Jy kan vleisie, kan jy marineer. Né? Ek het nou die dag so ons het 'n granaatstroop wat my vrou gemaak het, wat ons die granaatsap gekook het vir so 6 uur, dan kry jy 'n granaat-ekstrak. Dis ook my fillet staan gemarineer oornag. Lekker. Maar hy trek so in. En dan as jy hom dan proe daai lekker smaak, so saam met die vleis, né? Marineer hom. Nou jy kan jou gees marineer met die woord. Dat jou hele gees gevul is met die woord. Vreugde kom uit jou uit, vrede kom uit jou uit. Die omstandigheid, jy kry 'n krag wat in jou begin vorm as die woord in jou ingaan. As jy marineer in die woord, wat die omstandighede onder jou stel. Die omstandighede onder jou. Die wêreld mag teen jou kom, hulle mag die woord bevraagteken. 2 Korintiërs 1 vers 20. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê dat elke belofte van God, in hom is dit ja, en in hom, amen. Iemand sê eendag my, partykeer sê die Here ja, en partykeer sê hy nee, ek sê nie so vers nie. Al versie wat ek ken is 2 Korintiërs 1 vers 20, wat sê ja en amen. Hy sê elke belofte van hom, as hy 'n belofte gemaak het, dan is dit nie ja en nee nie, dis 'n leuen. Niemand van ons like so iemand, iemand wat vir jou 'n belofte maak, hulle gee vir jou 'n woord oor 'n ding, en dan is dit ja en nee, ja en nee, oh nee. Daai jy doen met hom een keer besigheid en sê nee, hy is ja en nee. Jy moet commit, hè? Nou die Here is dieselfde, hy commit. Elke belofte van hom is ja en amen. As hy gesê het, deur my wonde is jy genees, dan is jy genees. As hy sê, ek voorsien in al jou behoeftes, na my rykdom en heerlikheid in Christus Jesus, dan voorsien hy in al jou behoeftes, as hy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Dis ja en amen. Maar dit is my verantwoordelikheid om myself 'n landingsplek te maak vir die krag van God. Ek moet myself die landingsplek maak. Die krag van God vloei nie waar daar bitterheid is nie. Die krag van God vloei nie waar daar ongeloof en bekommernis en vrees en sulke goeders is nie, maar dit is nie sy vloei nie. Hy het geen vrees nie. In God is daar geen vrees nie. Hy gaan nie vloei waar daar vrees is nie. Amen. God gee nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Dus ek die hele tyd my vreugde, my vrede, my liefde stimuleer in my gees. Dan raak ek die vloei kom aan die gang en ek word ek gelei die krag van God. Ek gelei dit. In Job 22 vers 28 staan daar, jy sal 'n ding verklaar. Jy sal 'n ding, die woord daar is besluit en verklaar. Die Engels sê thou shall decree a thing. Decree is soos 'n koning wat sê I decree. En dan staan daar, jy kan sê jy vaardige bevel uit. Jy sal 'n bevel, dinge wat jy sê, jy teken dinge wat jy sê oor jou eie lewe. Dis soos 'n bevel wat jy uitvaardig. As jy met my. En dan sê hy verder, en lig sal op jou pad skyn. Amen. Jy sê, in my lewe is daar oorvloed en geen gebrek nie. Wat het jy gedoen? Jy het 'n ding decree, jy het 'n bevel uitgevaardig. En wat sal gebeur? Lig sal op jou pad skyn. Nou moet jy net jou eers geestelike oë oop en hy gaan vir jou lei. Amen. Ek wil graag Filippense 2 vir ons lees, ter afsluit, vers 12 tot 16. Filippense 2, maar in 2 verskillende vertalings vir ons lees. Filippense 2 vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Nou daai woord heil is salvation, redding. Hierdie gaan nie oor wedergeboorte nie, okay? Jy hoef nie jou eie wedergeboorte uit te werk met vrees en bewering. Julle met my. Dit gaan oor jou redding. Dit gaan oor nou om vry te lewe. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. So as jy in verhouding met God leef, dan gaan hy vir jou begeerte gee om te doen wat sy wil is vir jou lewe. Jy gaan dit wil doen. Die Here gaan nie vir jou 'n ding sê wat jou gaan skok en jy wil dit glad nie doen nie. Nee, hy gee 'n begeerte, hy werk dit in jou. Dan sê hy hier's 'n baie belangrike ding. Hier's 'n belangrike tip nou vir die van ons wat in redding wil lewe. Okay, hier kom hy nou. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Amen. Ek sê vir jou die Here is nie great. Dis nie vir hom great as jy murmurering en teespraak gee. Die Israeliete in die woestyn, hulle was vol murmurering en teespraak. Wat met hulle gebeur? Not good. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek. Dis God se wil. God wil hê jy moet geen gebrek hê nie. Sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie hulle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Jy sien, die woord vashou. My tot 'n roep teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het. Nou kom ons kyk na West se vertaling, Philippians 2, in Engels, Philippians 2 vers 12. Wherefore my beloved ones,
As you always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, carry to its ultimate conclusion, likeness to the Lord Jesus, your own salvation, with a wholesome, serious caution and trembling. For God is the one who is constantly putting forth His energy in you. Hallelujah. God is the one who is constantly putting forth His energy in you, both in the form of your being desirous of and of your doing His good pleasure. All things be constantly doing without discontented and secret murmurings or mutterings and grumblings. All things be constantly doing without discontented and secret mutterings and grumblings, and without discussions which carry an undertone of suspicion or doubt, to the end that you may become those who are deserving of no censure, free from fault or defect, and guileless in their simplicity, God's children without blemish, in the midst of a perverse and distorted generation, among whom you appear as luminaries in the world, holding forth the word of life. Jy sien, jy moet hom voor jou uithou. Dit is amper soos iemand wat in 'n donker plek leef, of in 'n donker plek loop soos 'n grot, en hy het 'n fakkel. Nou die fakkel voor hom uit, en daai fakkel maak lig. Dis ons met die woord. As ons kan besef, ons leef in 'n duister wêreld, en ons fakkel wat ons voor ons uithou, is die woord. As ek die woord in my mond sit en my hart kry, dan maak ek lig. Ek maak lig waar daar geen lig is nie. Waar ander mense nie weet wat om te doen nie, weet ek altyd. Waar ander mense fout na fout maak, kan ek genoeg lig produseer uit my gees uit om nie foute te maak nie. En dis geestelike groei, dis geestelike volwassenwording. Ek kan lig begin produseer. Ek is 'n luminary. Hy noem my hier 'n ligdraer. 'n Ligdraer is 'n luminary. Waar kom die lig vandaan? U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Maar dan moet die woord, die woord gaan nie 'n lig hier wees daar op die tafeltjie waar hy lê nie. Die woord moet in my mond wees, in my hart wees, in die teer wees. Ek spreek hom. Ek gebruik hom soos 'n swaard. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare woord. Dankie dat U hierdie woord vir ons gegee het, wat 'n tweesnydende swaard is. Dat U die woord, dat ons in die woord in ons monde kan sit, dat dit sodat nie uit ons mond uitwyk nie, dat dit in ons hart kan ingaan, sodat dit soos goeie saad geplant word om vrug te dra en op te kom. Dat U woord is dit wat U die heelal mee geskep het, maar U woord is ook dit wat U aan ons toe vertrou as U kinders, om ons wêreld dit te skep. Geef ons wysheid, o Heilige Gees. Wys ons sodat ons met vaardigheid hierdie woord kan gebruik. Sodat ons met vaardigheid U woord kan spreek. Help ons, o Heilige Gees, dat ons nie op ons eie probeer nie, want U is ons helper. Wys ons watter woord, wys vir ons hoe om dit te sê, wys vir ons wanneer om dit te sê. Ons maak ons harte oop om U stem te hoor. Dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid. Ek seën my broers en susters. Ek bid dat elkeen van hulle tot die volheid sal kom van die potensiaal wat U in hulle geplaas het. Dat hulle die volheid van U liefde, die volheid van U plan op hierdie aarde sal ervaar. Dat hulle elkeen 'n ligdraer sal wees. Dat U lig sal dra waar hulle ook al kom. Vader, dat U lig sal skyn uit hulle uit. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja.